Vriende, dis mos nooit vir die dominee om vir die gemeente te sê baie welkom in die erediens nie. Dis vir ons almal om tot rus te kom en oop te raak. Dat die Here ons groet en vir ons sê, julle mag hier wees net soos wat julle is. Want as julle my teenwoordigheid is, dan verander ek julle. Net gou op daai noot, vandag is Moedersdag. En ek dink daaraan dat, ek dink een van die grootste gebare van liefde is om 'n ma te wees. En die Here het dit regtig so gewil dat almal van ons 'n ma het. Jy kan nie in hierdie lewe inkom, al is jy 'n mens by God voordat jy al gebore is, kan jy nie in hierdie lewe inkom sonder 'n ma wat haarself letterlik, haar liggaam, haar hele wese vir my en vir jou gee om tot lewe te kom nie. En is interessant, of nie interessant nie, betekenisvol. As God sê hy is barmhartig, die Hebreëse woordjie vir barmhartig is die woordjie wat die baarmoeder van 'n vrou beskryf. Want dis die plek waar 'n mens in jou onmag, in jou eenvoud alles het wat jy nodig het. En daarom om partykeer te sê, God is nie net vir ons soos 'n pa nie, God is ook vir ons soos 'n ma, is 'n mondvol. So op hierdie Moedersdag, my moedertjie leef al 'n hele rukkie nie meer nie. Kom ons sê die Here dankie vir ons maas, en almal van julle wat maas is, ek wil nou namens al die mans en almal hier, ma wees net 4. So Napoleon het spesiaal gereël, die maas mag 'n spesiale Moedersdag sjokolade kry as julle nou by die deure uitgaan. En ek het gewonder of ek nie 'n sjokoladetjie kan kry en op my ma kan eet, want my ma was baie lief vir sjokolade. Ek sal vir Napoleon vra. So gelukkige en geseënde Moedersdag vir al die moeders onder ons, en ons dank die Here vir ons moedertjies. Die aankondigings, kan ek gou hierso net 'n paar name sê, julle lees dit daar. Met verloop van tyd het baie van ons kerkbanke begin verniel geraak. In die afgelope paar maande, letterlik as ek hier kom, dan staan Kobus se wit BMW hier buite, dan weet ek hy en Janetta is aan die vroetel en banke regmaak. Die kerkbanke is weer almal baie lekker reg. Hulle was Andre die Koster se regterhand. Kobus en Janetta, waar's julle? Baie dankie vir die kerkbanke en die tyd en die energie daarvoor. Iemand wat amper net so baie by die kerkkantoor kom soos die kerkkantoor personeel is Leon. Leon, is jy hier vanoggend? Waar's Leon? Hy is seker weer in Paternoster om te rus. Leon, julle ken vir Leon, Leon is 'n man wat hy het 'n verf besigheid, hy's handig. Leon kom net ontsettend baie hier en hy's letterlik die Koster se regterhand, hy's op en af, en vir 'n slag kom ons sê net vir gelowiges wat help om die gemeente aan die gang te hou, baie dankie. Daar's baie, maar ons sonder gou vanoggend vir Leon vir 'n slag uit. Merwe, hier, Merwe, is jy hier vanmôre? Almal bankkerk, hulle vier. Merwe sorg dat ons rekenaarstelsel en ons wifi regtig op datum is. Dis nie wettig nie, maar as jy wou, kan jy met jou selfoon hier in die kerk op wifi gaan, en glo my, die sein is baie, baie sterk. Dit maak dit vir ons moontlik om op die hele kerkperseel voortaan toerusting net baie makliker te doen. Merwe het dit vir ons uitgesorteer. Napoleon en Anneke, die afgelope tyd met vervoer van goed. Napoleon met sy baas se vragmotor, ons sê daarom vir die baas ook dankie. Anneke met haar trokkie. Hulle is net so beskikbaar as ons vervoer nodig het. Dankie daarvoor. Paul Els het ontsettend, is Paul hier, baie moeite spandeer met die herwaardasie van ons geboue wat vir ons baie, baie geld gespaar het. En Henny in Wynand brand, oom Henny is oom hier. Genade, vang ons almal uit op 'n streep. Hulle sorg vir die moeders, dis hy ontbyt wat brand, sy ontbyt. Hulle het die afgelope tyd moeite gedoen om ons in die COVID tyd, sal julle glo, het ouens hulle self gehelp met ons besproeiingspompe, terwyl niemand op die terrein was nie, en hulle daarmee baie gehelp. Vriende, en sommer net, 'n gemeente bly aan die gang, deur almal wat inisiatief neem, en sommer net deel raak en 'n verskil maak. Ons sê net 'n slag daarvoor, baie dankie.
Anton, wat is... Kom ons kyk gou vinnig na die videoetjie. Ons het 'n ander een gestuur, is 2 tieners wat dit vir ons gemaak het. Ons is in die 40 dae. Kyk net gou hierna, nou hoef ek nie daaroor veel meer te sê nie. Na vandag gaan ons lekker spoed optel. As jy nog nie deel is nie, in die koninkryk is dit nooit te laat nie. Kom gee jou naam vir my of vir Fani of skakel die kerkkantoor en daar was 'n boekieskaarste. Ons het nou weer oorgenoeg boekies. So almal word genooi om deel te wees en ek is opgewonde om te sê in die proses is daar 'n hele klompie naas die gewone klein groepe 40 dae groepe wat in hierdie tyd bymekaar kom. Moenie alleen in die droogte sit nie, jy's baie welkom. Al wat ek moet bysê, julle het die res gesien vriende, al wat ek moet bysê is ek herinner aan Hemelvaartdiens donderdag aand en hoewel die res van die wêreld nie Hemelvaart sien as 'n aardskinnende wonderwerk van God nie en daarom nie meer 'n vakansiedag het nie, vier ons as gemeente Hemelvaart is 'n vakansiedag, so die kerkkantoor ouer gewoonte is donderdag toe. Dis net die koster en die dominees wat dan mag werk. Die res moet Hemelvaart vier. So kom ons neem kennis daarvan. Reageer ons as gemeente om dit te onderstreep en te beamoen. Gemeente, kyk, Jesus is Here en Jesus is hier. Juig en wees bly, want Christus is jou koning. Lofwaardig is U, Here, koning van die konings, want U het ons van sonde en die dood verlos. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef, hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat elke knie sal buig en elke tong erken,
Jesus Christus is die Here. Kom ons aanbid hom verder met die lied en ek nooi julle om te staan. Vriende, Jesus is Here en Jesus is hier. En op grond van wat hy vir ons gedoen het, weet ons dat ek en jy vrye toegang het om vir God, ons Vader te kan sê. En is hierdie God die enig wat vanoggend vir my en vir jou sê. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Dit kom van die Skepper van die heelal, ons Vader, van Jesus ons Verlosser, deur sy Gees wat by ons is. Ek kan nie bly sit nie, kom ons staan as ons hom loof met hierdie lied. Daarna kan ons sit. Ek dink dit is moontlik om met God besig te wees en God te aanbid net as 'n idee. Dis nogal maklik om vir mense te vra, wat glo jy? As ons nou 'n lysie kan maak en ons almal sê waarin ons glo en ons sê ietsie oor God, dink ek vriende, omdat ons 'n lang pad kom al in ons geloofslewe, dan sal ons 'n lang lys kan maak. Maar wat ons geloof nie 'n godsdiens maak nie, maar 'n lewe,
is die feit dat God nie vir ons verstaanbaar is nie. Is die feit dat God nie daar is dat ons oor God kan dink en oor God kan praat nie. Maar is die onbegryplike wonder dat ons genooi word om God te ken. En dis nie 'n nuwe gedagte nie. In 1 Kronieke kom hier wonderlike lewensraad van 'n pa aan 'n seun, koning Dawid, aan sy seun wat die troon as koning van Israel moet oorneem. En hoor wat sê Dawid vir Salomo. En Dawid sê dit vanuit 'n lewenslange eerstehandse lewe met God. En jy, Salomo, my seun, sorg dat jy die God van jou pa leer ken. Dien en aanbid hom met jou hele hart en met 'n gewillige verstand, want die Here sien elke hart en verstand en ken elke plan en gedagte. As jy na hom soek, sal jy hom vind. Maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verwerp. Jeremia 9, vers 23, 24. Die Here sê, mense met insig moenie spog met hulle kennis nie. Sterk mense moenie spog oor hulle krag nie. Ryk mense moenie roem in hulle rykdom nie. Laat hulle wat wil groot praat, spog, dat hulle my ken. En begryp dat ek die Here is wat reg en regverdig is. Wie se liefde onfeilbaar is. En dat dit ook die dinge is wat vir my belangrik is. En dan Jesus het dit vir ons net kom afrond. Kom finaal sê as hy met sy Vader praat in sy gebed in Johannes 17, hy sê, en die inhoud van die ewige lewe, die inhoud van die ewige lewe is dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat U gestuur het. Vir 'n paar oomblikke. Hoe vorder jy met die avontuur om God persoonlik te ken? En as jy daaraan dink, sy Gees is nou in jou aan die werk, want dit is deur sy Gees wat ons dit doen. Paar oomblikke. Ons bid, o Vader, dat U Uself so in Christus en deur U Gees aan ons sal openbaar dat ons U werklik kan ken. Mag ons U liefde in Christus ken. Die liefde wat ons verstand te bowe gaan. En mag ons lewens met U teenwoordigheid oorspoel word, sodat daar nie 'n stukkie van ons lewe is wat nie deur U teenwoordigheid geraak en gevorm word nie. Dit bid ons vir nou, vir hierdie dag, en vir hierdie week, en vir hierdie 40 dae, wat ons saam op reis wil wees, om te leer hoe om nog meer eerstehands met U te leef. Amen. Nog 'n paar oomblikke van gebed, soos wat jy hier sit, op grond dalk van die afgelope week. Wat maak jou bang? Wat maak jou bang? En op grond van jou ervaring die afgelope week, wie of wat is magteloos? Wie of wat is uitgelewer? En ek nooi jou om met 2 eenvoudige gebede in stilte met die Here daaroor te praat, en dan hoor hy almal van ons se gebede vir oggend
En hy gebruik dit om sy koninkryk te laat kom. Ek gee 'n kans vir gebed hiervoor. Wat maak jou bang? Wie is nou magteloos of uitgelewer wat op jou hart is? Bid daaroor. Vader, dankie dat ons hierdie twee dinge, dalk meer, nou voor U kon bring. Dankie Heilige Gees dat ons nou in U rus kan ingaan. En ons is hier, omdat ons maar net wil erken, nie omdat ons alles reg doen nie. Ons is hier, omdat ons U liefde ken, en omdat ons deur U gevorm wil bly word. Ons het soveel om te leer. Ons het soveel om voor jammer te sê. Kom praat met ons deur die woord. En doen dit ook vir elke medegelowige in die gemeente wat vanoggend nie hier kan wees nie. Wees ook daar deur U Gees. Of as hulle later, Dinsdag of Woensdag, deur die luister na hierdie opname, saam met ons gemeenskap met U het, deur die kyk van die video. Dankie vir U woord, Here Jesus, maar ons weet U is die lewende woord. Kom ontmoet ons nou, as ons die geskrewe woord lees. Amen. Vriende, ons teksgedeelte is Matteus 28, vers 1 tot 7, 16 tot 20. Die van julle wat al aan die gang gekom het met die 40 dae reeks, ken hierdie teksgedeelte nou al uit die kop uit, want die uitnodiging is dat ons nou as gemeente die hele week by een teks stil staan. Ek is daarom terdee daarvan bewus, dat as ek nou ietsie hieroor sê, dan het van julle dit al in die klein groepe bespreek, die wat by mekaar kon kom. En baie van julle het nou al 'n paar keer op 'n dag hierdie teks gelees. En dit laat my veilig voel in goeie geselskap. Kom ons luister. Dis die laaste hoofstuk van Matteus. Matteus sluit sy boek, sy verhaal, sy storie oor Jesus so af. En dis betekenisvol. Na die Sabbatdag, toe die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daar gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy's nie hier nie, want hy's uit die dood opgewek soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy's uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Vers 16. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Amen.
Vriende, die volgende 40 dae gaan ons mekaar uitnooi en saam op reis wees. En dan gaan ons hierdie reis afsluit met ons Pinksterreeks. En die tema is leer leef saam met Jesus. En die afskop van hierdie reeks is hierdie teksgedeelte. Maar om hierdie teksgedeelte lekker te verstaan, om te verstaan hoe sluit Matteus sy storie oor Jesus af? Wat is Jesus se heel laaste woorde aan sy volgelinge en aan ons as mense? Help dit om terug te gaan en ook te kyk hoe het Matteus sy storie begin en wat was Jesus se heel eerste woorde aan sy volgelinge, aan die mensdom. Voor dit gebeur daar volgens Matteus se vertelling 'n baie belangrike ding in Jesus se lewe. Voordat Jesus begin om te doen wat God hom gestuur het om te doen, word hy deur Johannes die Doper gedoop. Matteus 3 vers 16. En dan staan daar, nadat hy gedoop is deur Johannes die Doper, gaan die hemel oop. Die hemel gaan oop vir Jesus. En met die hemel wat waawyd oop is in Jesus se teenwoordigheid, kom die Gees van God, die hemel self, volledig in en op Jesus se lewe en daar begin Jesus se bediening. En van daai dag af, die eerste woord wat Jesus dan sê, waarmee Jesus sy bediening begin, is met hierdie woorde. Matteus 4 vers 17. Bekeer julle. En dit beteken, dink heeltemal oop en nuut en doen heeltemal anders as wat julle nog ooit gedink het of gedoen het. Draai om, raak oop vir 'n absolute nuwe realiteit, want die koninkryk van God of die koninkryk van die hemel het nou baie naby gekom. Dit gaan nou deurbreek. Dis Jesus se boodskap. En die boodskap word genoem die evangelie. Nou gou net in jou kop, wat is die goeie nuus van die Bybel? Wat is die goeie nuus wat maak dat as ons hier uitstap, ons eintlik met groot glimlagte op ons gesigte loop, want dis die beste nuus vir enige een, die eerste persoon wat jy of in Pick n Pay of by die see of waar ook al raakloop, behoort jy te sê, het jy die goeie nuus gehoor? Wat is die goeie nuus? Ons kan geneig wees om te sê die goeie nuus is, jong man, ou dame, oom, tannie, Jesus het vir jou sonde aan die kruis gesterf sodat jy eendag hemel toe kan gaan. Maar dit is nie die goeie nuus nie. Die goeie nuus is die koninkryk van God. Die heerskappy van God, die hemel is nou oop en beskikbaar vir alle mense, vir jou ook. Want Jesus is Here en hy is hier en hy nooi jou om in 'n omgedopte wêreld in sy nuwe wêreld toe kom inleef. Hoe is dit moontlik? Ek is so swak, so sondig. Daarom het hy ook aan die kruis vir jou sonde gesterf om jou aanvaarbaar te maak op grond van sy genade, dat jy nou kan inkom en kan reageer op sy uitnodiging. Kom in my koninkryk in. Dis die goeie nuus. Dis hoe Jesus sy bediening begin. En dan is dit wonderlik dat God vir ons sy seun gestuur het, want dan kom Jesus vir wie die hemel oopgegaan het. Dan kom Jesus en hy leef op hierdie omgedopte aarde. Die aarde is nie die koninkryk van God nie. Nee, die aarde nie. Verkeerd, die wêreld. Die wêreld is die koninkryk van Satan, want die wêreld funksioneer volgens leuns. Maar in hierdie wêreld gaan die hemel vir Jesus oop. En vanuit hierdie teenwoordigheid van God, begin Jesus met sy eie lewe vir ons wys, hoe leef 'n mens hier op aarde, met die hemel waawyd oop, in God se teenwoordigheid. En Jesus kom wys vir ons, hoe lyk God se koninkryk in die lewe van 'n mens, en hy leef dit eerste waar.
En fisies in sy woorde en in sy dade wys Jesus vir ons hoe is God. Daarom as die disippels op 'n stadium Johannes 14 vir Jesus vra, asseblief ons wil sien hoe lyk die Vader, ons wil vir God sien, dan sê Jesus, hallo, ek is al hoe lank by julle. As julle my ken, as julle my sien, ken en sien julle die Vader. En dan kom wys hy die volheid en maak hy God se heerskappy volledig waar as 'n omgedopte wêreld wat volgens leuns leef, hom kruisig. Dan gee hy sy lewe uit liefde en finaal maak hy vir ons almal duidelik wie is God, hoe werk God, hoe reageer God op al die gemors in hierdie wêreld. En dan breek die koninkryk nou volledig deur met sy opstanding. Op Paasoggend. En dit beteken wat Jesus kom waar leef het, Jesus wat hier op aarde met die hemel oop, God se werklikheid hier sigbaar geleef het, deur sy kruisiging, deur sy opstanding, maak hy die deur oop, en nou is dit my en jou beurt. En daarom is dit baie interessant, dat Matteus in die gebeure rondom die grafverhaal, anders as die ander evangelies, weer hierdie hemelding nader bring. Hy vertel van ons van die engele. Soos wat Jesus met sy doop, toe hy met sy bediening begin het, hy vertel dat die hemel gaan oop, die hemel gaan fisies oop, en God raak teenwoordig in Jesus se lewe, so sê hy vir ons, met opstanding, Paasoggend, gaan die hemel oop, God se teenwoordigheid en die krag en die lig van sy engel is daar, hy laat die dinge gebeur, en let op, die soldate wat deel is van die wêreldse sisteem, wat blind is vir God, hulle skrik hulle letterlik vrek. Maar Jesus se volgelinge sien en hoor dat die engel sê, moenie bang wees nie. 'n Nuwe werklikheid het aangebreek. En kyk hoe sluit Matteus dan sy boodskap af. Jesus se eerste woorde is, bekeer julle. Hou op om te dink en te doen soos wat julle vroeër gedoen het. Raak oop vir 'n absolute nuwe werklikheid, die goeie nuus, die koninkryk gaan nou deurbreek, dis sy eerste woorde. Hy leef dit waar, hy maak dit oop, hoe sluit hy af? Aan my, die opgestane Here, is alle mag gegee, in die hemel en op aarde. Niemand is groter en sterker as ek nie. Vriende, met Jesus se opstanding en sy hemelvaart wat ons donderdag gaan vier, beteken dit, daar is nou nie 'n mag of 'n krag of 'n plek of 'n dimensie waar Jesus nie absoluut met sy volheid teenwoordig en in beheer is nie. Hy het alle magte en kragte, Kolossense, Efesiërs, daar soveel verse, hy het alle magte en kragte nou in homself vasgebind. Hy het die eerste en die laaste sê, hy regeer oor alles. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan nou. En nooi mense in, om soos wat julle my gevolg het, nooi mense in, om saam met julle, navolgers van my te word. Doop hulle, met ander woorde, maak hulle deel van die volheid van die teenwoordigheid van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat nou deur sy Gees volledig toeganklik met 'n oop hemel hier beskikbaar is vir alle mense op aarde. Doop hulle. En leer hulle om alles te doen, leer hulle om die lewe te leef, om dit wat ek gesê en verduidelik het, leer hulle, soos wat julle dit leef, om saam met julle dit te leef, met my as herder. En onthou, julle doen dit nie alleen nie. Ek is by julle. Al die dae, tot aan die volleinding. Vriende, die lewe van Jesus, die lewe van Jesus, wat hy vir my en vir jou op Paasondag oopgemaak het,
is die lewe waar die volle teenwoordigheid van die Vader en die krag van God nou vir my en jou toeganklik is. Jesus regeer oor alles. Jesus regeer op die oomblik in die hemel. En die hemel is daar waar God in sy volheid teenwoordig is. En in die hemel, lees ons, kry Jesus se regering applous. En hier op aarde, waar Jesus se regering teenwoordig is, kry dit weerstand. Maar hier op aarde, waar Jesus se regering weerstand kry, is ek en jy, wat sy volgeling is, vir wie die hemel oopgegaan het. Wat opgewonde is, dat ons nie hoef eendag te wag, om hemel toe te gaan nie. Maar die vreugde is, dat Jesus sê, ek is nie net in beheer nie, ek is by julle. Elke dag, elke oomblik. En deur julle gehoorsaamheid, deur julle luister, deur julle afhanklikheid, begin julle nou reeds om my koninkryk, wie en wat en hoe God is, sigbaar te leef teenoor mekaar in jou eie lewe. En daar kom 'n dag wanneer ek terugkom, wanneer net dit gaan oorbly. En alles wat nie in pas hiermee is nie, gaan vir eens en vir altyd verdwyn. En dis die goeie nuus. Wat my verwonder en my die afgelope week in die lees van hierdie teks so diep geraak het, is as Matteus vir ons sê, dat wanneer die opgestane Jesus verskyn, is interessant, die opgestane Jesus, lees die evangelies, die opgestane Jesus word aanbid. Daar is 'n verskil tussen die Jesus voor die kruis en die Jesus na die kruis. Hy staan in sy grootheid en hy sê, aan my is alle mag gegee, maar hy sê dit nadat 'n klompie van sy volgelinge twyfel, huiwer, onseker is. Ek weet nie van jou nie, maar die afgelope week het ek in die besonder twyfel en huiwering ervaar. Hoe reageer Jesus op my en jou twyfel, ons huiwering? Kan dit moontlik wees dat hy hier en in beheer is? Kan dit moontlik wees dat ek kan waag om na sy stem te luister? Kan dit moontlik wees dat ek my moet blind maak vir die leuns van hierdie wêreld en oop moet raak om regtig te doen wat hy sê, om sy teenwoordigheid te soek? Is dit moontlik? Hoe reageer hy op my twyfel? Soos met die disippels. Party van hulle twyfel en wat doen Jesus? Hy stap nader en hy verklaar net vir hulle sy absolute gesag. Aan my is alle mag gegee in hemel en op aarde. Gaan doen dit nou. Gaan doen wat julle weet julle moet doen. Maar terwyl julle dit doen, met die hemel deur sy gees waawyd oop, in die teenwoordigheid van Vader, Seun en Heilige Gees, om hemelsnaam, moet dit nie alleen doen nie. Ek is by julle. Elke dag. Tot aan die volëinding. Tot wanneer net die koninkryk gaan oorbly. Dis belangrik om te verstaan dat die hemel, daarom vriende, en ons is so gekondisioneer en ons maak grappies daaroor en ons sê dit baie, maar dit lyk vir my ons moet dit aanhou sê, want iets van 'n skeefgetrekte gedagte moet uit ons kop uitkom. Die hemel is nie doorver nie. Die hemel is nie 'n plek ergens as jy lank genoeg in 'n ruimtetuig vlieg nie. Die wetenskap het dit vir ons finaal duidelik gemaak. Die hemel is die teenwoordigheid van God. God wat lig, krag, energie is. Die hemel is die onsigbare werklikheid, wat wanneer hy inbreek hier op aarde, dan raak jy of doodsbang, of jy raak rasend opgewonde. En is daai werklikheid wat nou vir my en vir jou oop is. Die afgelope week, Anton was, ja, daar sit Anton,
Na hulle kleingroepse byeenkoms, vra Anton hierdie week vir my, Albertus, ons het daaroor gepraat, nou waar is die hemel? En ek het toe nou eers gekom met 'n lang dominee antwoord, Anton, want ek was nog nie klaar geluister na hierdie teks nie. En so wat ek praat met my dominee taal, sien ek Anton se oë raak so vaag, en ek besef, ek het myself en vir Anton verloor. Jammer daaroor. En dankie dat jy nie gesê het, Albertus, dis 'n dominee antwoord, dit help my niks. Waar is die hemel? Vriende, die hemel is daar waar God regeer. As die hemel is daar waar God regeer, waar regeer God? Wat sê Jesus in die teks? Oral. Daar is nie 'n plek waar hy nie regeer nie. Waar regeer God? Hier op aarde. In die lewens van die mense wat hulle bekeer en oopraak dat God se regering sigbaar word, waar hulle nou eerstehands na Jesus luister, by Jesus leer en uit Jesus se liefde en krag so begin optree dat God se liefde en sy lig sigbaar word. Waar is die hemel? Hier tussen my en jou, waar ons luister en reageer op Jesus se woorde. Gemeenskap met hom het. Wat is dus die kuns van ons geloofslewe? Wat is dit wat die goeie nuus van die evangelie, bekeer julle van die koninkryk van die hemel, die koninkryk van God is nou toeganklik vir alle mense. Wat is dan die kuns om in hierdie koninkryk in te beweeg? Onthou, ek is by julle al die dae. Die kuns van die lewe in die koninkryk is om te leer om eerstehands onder leiding van die Gees saam met Jesus te leef. 'n laaste waarheid. Vir die wat dink Jesus is nie in beheer nie. Hoe regeer Jesus tans in my lewe en deur ons hier op aarde? Soos wat hy sy regering, sy kroon gekry het. Deur liefde. Deur sterwe aan die kruis. Jesus regeer nie deur mag of beheer nie. Hy regeer deur diens en liefde en lig en waarheid. En as hy my en jou nooi om op dieselfde manier te dien, en ons raak bang, want dit lyk onlogies, aan my is alle mag gegee. Gaan doen wat julle moet doen. Ek is by julle. Al die dae. Amen. Waarvan word jy bewus? Waarvoor moet jy nou vir Jesus dankie sê? Wat moet jy van hom vra? Ek gee kans daarvoor. Here, dankie dat ons nie hoef te luister na ons stemme van vrees nie. Dankie dat ons eie twyfel nie vir u 'n probleem is nie, en dat u ons twyfel tegemoet kom deur maar net weer te verklaar wie u is. Die een aan wie alle mag gegee is. En dankie dat ons vir u in u almag nie bang hoef te wees nie, want u het vir ons kom wys. U mag is die mag van liefde. Ons dankie vir die kruisdood. Waardeur u deur gehoorsaamheid aan die Vader, omdat die hemel op aarde vir u oop was, vir ons die hemel oopgemaak het. Lei vir ons, Jesus, om nie maar net te wag om eendag in die hemel te kom nie, maar Heilige Gees om oop te raak daarvoor, dat Jesus, deur u Heilige Gees wat ons help, volledig in beheer is,
teenwoordig is in ons lewe, daar waar ons nou is, met ons werk, met ons vriende, met ons vyande, met ons omstandighede. En kom leer ons hoe om te leef, van vooraf, by hernuwing. Ons vra dit in U naam, Jesus. Amen. Vriende, kom ons staan, dan aanbid ons Jesus met die sing van die lied, en ek nooi jou saam met die res van ons, kom ons sing dit 2 keer. As jy die woorde ken, maak sommer die oë toe en sing dit as 'n lofgebed. Koninkryk onder Jesus se leiding in sy teenwoordigheid gaan leef. Moenie bang wees nie. Ontvang sy seën en doen dit met vrymoedigheid. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.